Mooi en rooi vandag Dr. Judy Pretorius, biomediese wetenskaplike van Biomedical Emporium hier in die ateljee. Judy, ons gesels vandag oor looksmaxing. Hoekom het dit so vlam gevat op sosiale media? Ek het so 'n bietjie gelees en jog, ek is bekommerd. Dit het ongelooflik vlam gevat op sosiale media en dit is eintlik 'n tendens wat gewildheid gewerf het onder jong seuns en tieners en jong mans. En dit gaan oor Michelangelo wat gepraat het van hierdie goue verhouding, hierdie 1.618 verhouding, simmetrie van absolute perfeksie waar mense 'n ongesonde kroniese obsessie het met hulle voorkoms, mans nou, jong mans. En hulle gaan kyk na die perfekte verhouding tussen die oë, van die oë na die neus, 'n neus na die mond en dan die skouers, die kakebeen ensovoorts. So daar's die gedurende strewe, nie net om gesond te leef nie, maar die heeltyd in 'n spieël te staan en net nog 'n probleem te gaan soek wat jy kan verbeter van jouself. En dit sluit natuurlik in buitensporige duur velsorgprodukte, selfs die manier hoe jy kaugom kou vir ure aan een om jou kakebeen bietjie meer te versterk en te ontwikkel en gesigspiere meer te definieer ensovoorts. So en natuurlik ook baie inspuitings. Baie van hierdie jong manne gaan vir botulinumtoksien inspuitings, biostimulators, dermale fillers. Die lys gaan net aan. So, maar ek het ook gelees daar is nie net hierdie, kom ek sê nou, hard looksmaxing nie, daar is ook sagter weergawe daarvan. Dalk beter eet, dieet, nou 'n bietjie te lank in die gimnasium oefen. So dit is ook nie altyd gesond nie, maar dit is daarom beter as hierdie harde looksmaxing tendens wat ons nou sien. Hierdie soft maxing is natuurlik iets wat enige iemand eintlik maar kan doen om hulle beter te laat voel oor hulle self, om sodat jy op 'n punt kom waar jy gemaklik voel in jou eie vel. Maar ek sal sê die oomblik wat dit jou verhoudings met jou gesin en jou vriende begin beïnvloed en jy wil nie meer sosiale interaksie het nie, dan begin dit definitief 'n probleem word. Dit is vir my vreemd dat 'n dermatoloog hieroor bekommerd is. Hoekom? Dit klink vir my meer soos 'n probleem wat jy na 'n sielkundige toe moet vat. Jy vlei my, 'n wetenskaplike. Maar in elk geval, ons kyk byvoorbeeld na daar's 'n sekere seisoen in jou lewe waar jy sekere produkte kan gebruik en bestanddele. En van hierdie bestanddele is regtig gepas. As jy 'n jong persoon is, dan hoef jy nie nou te kyk na teenveroudering. Jy moet eerder gaan kyk na produkte wat jou vel gaan beskerm, so sonskerms en so aan, en dan om vog te gee vir jou vel, want jou vel verdamp vog uit jou vel uit. Maar jy hoef nie nou na teenveroudering bestanddele te kyk soos hoë konsentrasie retinoïese sure of Vitamiene C's en glikoolsure en so voort nie, want jy dun jou epiteel uit, nader dan gaan jy fyn aartjies kry en 'n jong persoon gaan sukkel met ekseem en akne net oor 'n verkeerde produk gebruik. Het jy al van hierdie tipe probleme gesien in jou praktyk as gevolg van verkeerde gebruik van produkte? Ek het al, en wat jammer is dat ongelukkig bring die ouers hulle kinders om te sê, hoorie, maar my kind voel emosioneel bietjie af en hulle wil graag toegang hê tot van hierdie produkte. En daar's nog 'n term, cosmetorexia, wat beteken jy begin nou soveel produkte te gebruik. Daar's 'n 12-stap proses in die oggend en in die aand. Dis onnodig, dis duur en dit gaan jou nie op 'n punt kry waar jy gemaklik in jou eie vel is nie. Daar's baie beter maniere om beter te voel in jou eie vel. Begin net met die 3 stappe en drink 'n bietjie meer water. Baie dankie Dr. Judy Pretorius dat jy vanoggend kom kuier het.